Kyk ons na wat geloof werklik is. Ons lees Hebreërs 11 vers 1 tot 40. Geloof egter is sekerheid van die dinge wat gehoop word, 'n bewys van die dinge wat nie gesien word nie. So beskryf die Hebreërs skrywer die term geloof. Het ek God al ooit gesien? Nee, beslis nie. Nogtans is ek met my hele hart oortuig van God se bestaan. Waarom? Die woord sê dit is so, en daarom aanvaar ek dit. Maar nog meer belangrik is dat die Heilige Gees dit op die hart vir my lê. Oortuiging is egter nie genoeg vir 'n ware geloof nie. Die ander belangrike aspek is vertroue. As ek selfs slegs sou glo dat God bestaan, beteken dit niks. Selfs die duiwel is oortuig daarvan. Om ten volle alleen op hom te vertrou vir alles in my lewe. Dit is waar die ware geloof begin inskop. Met ander woorde, daar moet 'n intieme persoonlike verhouding met hom wees. Geloof maak dit vir jou moontlik om binne die ruimte van die onmoontlike te leef. In hierdie relatief lang gedeelte in Hebreërs vertel die skrywer verhale van geloofshelde om te illustreer hoe geloof werk. Elke verhaal vertel van hoe die mense van daardie tyd geloof ervaar het en wat die langtermyn gevolge daarvan is in hulle lewens. Dis 'n positiewe en baie bemoedigende gedeelte, wat ons ook weer met nuwe oë na die karakters laat kyk. Die skrywer noem 'n lang lys van name en ons gaan beslis nie vanoggend almal van hulle behandel nie. Maar daar's tog enkeles waaroor ons net eenvoudig moet praat. Die pilare uit die geskiedenis wat geloof simboliseer. Abraham is natuurlik die eerste ene. Hy word allerweë beskou as die vader van geloof. Alhoewel daar geloofsreëse soos Henog en Noag voor hom was, Abraham is egter iemand met wie ons selfs vandag kan identifiseer. Hy was 'n welvarende man, iemand wat alles in die lewe gehad het. Wel, byna alles. Die een ding wat kort gekom het, was 'n nageslag. Nooit kon hy die vreugde smaak van vrolike kinderlaggies in sy huis nie. En dit was sy een groot begeerte, dat daar eendag vir hom 'n seentjie sou wees, wat die familienaam gaan voortdra. Abraham was 'n gelowige man wat God aanbid het, maar dit het nie net by gebed gebly nie. Hy het sy volle vertroue in God gewerp en in 'n persoonlike verhouding met hom gestaan. Toe maak God 'n belofte aan Abraham. Hy sou 'n nageslag hê wat ontelbaar groot is. Hierdie was menslik gesproke 'n onmoontlike belofte, want soos almal weet, was Abraham al baie oud en Sara was onvrugbaar. Maar Abraham het God vertrou. Soms het sy geloof tog 'n bietjie gewankel, soos die keer toe hy God se belofte in sy eie hande wou neem en hy en Sara besluit het om haar slavin te gebruik om vir hom 'n nageslag te verwek. Dit was egter nie wat God vir Abraham in gedagte gehad het nie. En dit het uiteindelik uitgeloop op 'n tragedie. Toe Abraham al 100 jaar oud was en sy onvrugbare vrou Sara 90, maak die Here die absoluut onmoontlike waar en gee vir hulle 'n baba. Steeds is dit nie die einde van Abraham se geloofsbeproewing nie. En 'n paar jaar later kry hy die opdrag om daai einste seentjie van hom te gaan offer. So sterk is Abraham se vertroue in God,
dat hy die opdrag uitvoer sonder om vrae te vra. As God vir hom 'n kind kan gee in sulke onmoontlike omstandighede, dan is God by magte om ook daardie kind uit die dood op te wek nadat hy geoffer is. Die voorbeelde van Abraham se tipe geloof deur die geskiedenis van die Ou Testament, asook die Nuwe Testament, is legio. Die vraag kom egter vanoggend na ons kant toe, want die geskiedenis was met 'n doel opgeteken, sodat ek en jy daaruit kan leer. Hoe staan dit met ons geloof vandag? Vir sommige mense is die waarhede wat in die skrif opgeteken is net eenvoudig te ver gesog, en hulle kan dit net nie aanvaar nie. Baie van die ongelooflike wonderwerke waarvan ons lees, word afgemaak as stories. Selfs Jesus se maagdelike geboorte, opstanding en hemelvaart word as fiktief afgemaak. Die woord van God word afgewater tot woorde van God. Met sulke soort redenasies wil ek sê dat hulle dalk hulle geloof totaal verloor het. Geloof is, soos ons aan die begin gesê het, om ten volle te vertrou op God. Dit beteken ook dat ek ten volle vertrou dat sy woord waar is. Maar wat beteken hierdie vertroue in God? Beteken dit dat alles met my net voorspoedig sal gaan? Nee, maar dit beteken wel dat God my in sy hand sal hou. Maak nie saak wat met my gebeur nie. Selfs marteling, armoede, bankrotskap, selfs die dood kan my nie van God se genade skei nie. Ons moet onthou dat hierdie lewe op aarde slegs 'n tydelike een is en dat die ware lewe vir ons voorlê ander kan die poorte van die dood. Abraham het op God se beloftes vertrou en God was getrou om dit waar te maak. God het ook vir my en jou beloftes gegee, nie van rykdom of voorspoed of 'n lekker lewe op aarde nie, maar van 'n onbeskryflike nuwe lewe in die ewigheid. Vertrou op God, want hy hou sy beloftes. Moet nooit ooit sy hand laat los nie, want die alternatief is afgryslik. God se beloftes het egter nie alleen ewigheidswaarde nie, maar ook hier en nou is hy te enige tyd daar om jou te troos en dra, selfs deur die swaarste tye en die donkerste nag. Maar, soos met Abraham, behels geloof ook dat daar sekere voorwaardes van my kant af nagekom moet word. Kom ons bid. Here, dankie dat ek kan weet dat u beloftes waar is. Gee my asseblief 'n onwankelbare vertroue in u. Amen.